Met Kersfees om die draai praat ek met jou oor Jesus se geboorte en sending. En ons lees Matteus hoofstuk 1 vers 18 tot 23. Die geboorte van Jesus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word, beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Matteus se vertelling van Jesus se geboorteverhaal bevat die inleiding tot temas wat in Jesus se sendingopdrag in Matteus hoofstuk 28 herhaal word. Josef was ontsteld toe hy ontdek dat Maria swanger is. En hy besluit om in die stilte, in die geheim, van haar te skei. Ons moet verstaan dat 'n verloving in daardie tyd dieselfde krag gehad het as 'n huwelik. Jy kon nie maar net, of ten minste al verskil was dat die vrou het nog nie by jou ingetrek nie. Maar jy kon nie 'n verloving net bloot verbreek deur 'n ring af te haal en te sê dis verby tussen ons nie. Nee, jy moes amptelik van haar skei. En Josef besluit om haar die verleentheid te spaar en om dit in die geheim te doen. Maar dan verskyn daar 'n engel in 'n droom aan Josef en sê vir hom: Josef, Maria was nie ontrou aan jou nie. Dit wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Neem haar by jou as jou vrou. En toe Josef wakker word, is dit presies wat hy gedoen het. Hy het haar by hom geneem. Met ander woorde, sy het nou by hom ingetrek en sy het sy wettige vrou geword. Met ander woorde, Josef trou met Maria. In plaas daarvan om van haar te skei, trou hy met haar. Sy is nou sy wettige vrou. Hy is haar wettige man. En as haar wettige man, het Josef nou die reg gehad om geslagsgemeenskap met sy vrou te hê. Maar hy doen dit nie. Hoekom nie? Omdat dit wat in Maria verwek is, heilig was. En Josef respekteer dit. En daarom besluit hy om te wag tot nadat Jesus gebore is. Josef leer ons om dit wat heilig is te respekteer. Wanneer is iets of iemand heilig? Die oomblik wanneer God by iets of iemand betrokke raak. Die oomblik wat iets of iemand eenkant gesit word, afgesonder word
vir God word dit heilig. En ons moet onderskei tussen dit wat heilig is en die normale, gewone goed van die lewe. Ons kan nie dit wat heilig is, besoedel met alles wat vuil is binne in ons nie. Ons kan nie dit wat heilig is, afbring tot op die vlak van die gewone goed van die lewe en dit hanteer asof dit iets alledaags is nie. En daarom, omdat dit wat in Maria is, heilig was, besluit Josef om te wag. Maar Josef kry ook die taak om aan Jesus sy naam te gee. Die engel sê vir Josef, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Wat beteken Jesus? Die Hebreëse woord Yeshua beteken die Here red. Die Here red. Jy moet hom Jesus noem, wat beteken die Here red, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal red, sal verlos. Nou hier by Jesus se geboorte moet ons aan sy volk dink as die etniese Israel, met ander woorde die Jode. Hier by sy geboorte, waar Josef aan hom sy naam gee, jy moet hom Jesus noem, wat beteken die Here red, want dit is hy wat sy volk, naamlik die Jode, van hulle sondes sal red, sal verlos. Matteus noem ook vir ons dat Jesus se geboorte die vervulling is van 'n profesie in Jesaja 7 vers 14. En ons lees dit: kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Wat beteken Immanuel? Matteus sê vir ons, as dit vertaal word, beteken Immanuel God met ons. God is met ons. Ons kry al hierdie goed by die begin van Jesus se lewe, by sy geboorte. En wanneer ons aan die einde van sy lewe kom, nadat hy opgestaan het uit die dood voor sy hemelvaart, dan kom hierdie selfde temas wat by sy geboorte teenwoordig was, weer baie sterk na vore. In Matteus 28, die laaste hoofstuk van Matteus, kry ons Jesus saam met sy disippels op 'n berg in Galilea. En hier van die berg af kan hulle uitkyk oor die wêreld rondom hulle. En dit is hier waar Jesus die groot sending opdrag gee. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Let op hierdie woorde van Jesus. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Toe die duiwel Jesus versoek het, het hy hom op 'n hoë berg laat staan. En hy het hom al die koninkryke van hierdie wêreld gewys. En hy het Jesus versoek deur vir hom te sê, kniel neer voor my en aanbid my, en ek sal jou mag oor al hierdie koninkryke gee. Ek gee al hierdie koninkryke vir jou. En hier in Matteus 28 staan Jesus weer bo op 'n berg. En nee, dit is nie hy wat voor die duiwel kniel en hom aanbid nie. Gaan lees maar, dit is sy disippels
wat voor hom neerval, voor hom neerbuig, voor hom kniel en hom aanbid. Want hy het nie 1 millimeter toegegee aan die versoekings van die duiwel van die bose nie. Inteendeel, hy was tot die dood toe getrou aan sy Vader. En nou, na sy opstanding, omdat hy getrou was aan die Vader, tot die dood toe, sê hy, word alle mag aan my gegee. Nie net op aarde nie, nie net oor die koninkryke van hierdie wêreld nie, maar alle mag in die hemel en op die aarde. En dit is presies hier, waar die omvang van Jesus se hele sending vergroot, om nie net die Jode in te sluit nie, maar al die nasies van die wêreld. Ons kan self sê, dat dit die hele kosmos insluit. Aan my, sê Jesus, is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Hy is die ware koning van hierdie wêreld. Hy is die ware koning van die kosmos. En ons werk, ons wat deur hom gestuur word, ons werk is nie om 'n militêre mag op die been te bring en sy koningskap, sy heerskappy op die volke en die nasies van hierdie wêreld af te dwing nie. Dis nie ons werk om die heerskappy van Jesus Christus onder die koninkryke van hierdie wêreld te vestig nie. Ek kan onthou, hier in die laat 1990s, begin 2000s, was daar 'n kerk in Kaapstad, baie groot gemeente wat begin is onder die studente van UCT, en ek kan onthou dat ek so deur die strate van Kaapstad en in die Skiereiland gery het en plakate gesien het wat seminare of dienste van hierdie gemeente geadverteer het met die woorde train to reign. En die gedagte was dat volgelinge van Jesus opgeleid moet word om te heers. Met ander woorde, dat ons al die openbare sfere van 'n nasie of van nasies moet infiltreer. Of dit die sportarena is, of dit die kunste is, of dit die vermaaklikheidswêreld is, of dit die politiek is. Ons moet dit infiltreer en ons moet Jesus se heerskappy daar vestig. En as ons dit gedoen het, dan berei ons die wêreld voor vir sy wederkoms. Dis nie wat Jesus vir ons sê nie. Al wat Jesus vir ons sê is, gaan die wêreld in en maak disippels. Ons taak is bloot. Hy is reeds die koning. Ons hoef dit nie af te dwing nie. Hy is dit reeds. Ons taak is bloot om dit aan te kondig. Soos die boodskapper van Jesaja, wat oor die berge aangehardloop kom, met die goeie nuus. Ons God heers, ons God regeer. Net so kom ek en jy aangehardloop na die mense van hierdie wêreld toe, om aan te kondig die goeie nuus. Jesus is koning. En dit is vir die persone aan wie ons dit aankondig, om te besluit of ek my knie gaan buig en hom aanvaar as my koning, of om rebels te wees en hom te verwerp as koning. Dit is die keuse wat voor ons is. Of ek buig my knie en ek aanvaar hom as koning, of ek is in rebellie, ek verwerp hom as koning. En as ons knie buig, as ek my knie buig voor hom as koning, dan doop ons jou in sy naam en ons leer jou om te leef soos iemand wat Jesus as sy of haar koning het. Dis ons taak om die goeie nuus aan te kondig.
Jesus is inderdaad die koning. En dan hierdie belofte, dit is die belofte wat die groot opdrag afsluit. Jesus se woorde, kyk, ek is met julle tot aan al die dae, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Maar is dit nie wat Immanuel beteken nie? Immanuel beteken God met ons. En hier sê Jesus dit eksplisiet. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Maar let op, die konteks waarin Jesus sê dat hy met ons is tot aan die volëinding van die wêreld is sending. Jesus wat ons uitstuur in hierdie wêreld in. En ons moet dit weet. Ons word letterlik soos lammers onder wolwe ingestuur. En ons kan verwag dat deur gehoorsaam te wees aan sy sendingopdrag, dat ons blootgestel sal word aan deure wat in ons gesigte toeklap, mense wat ons verwerp, vervolging, verwerping, teestand, weerstand, dat ons blootgestel sal word aan lyding. En Jesus se belofte, dat hy met ons is, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld, is nie vir 'n kerk wat bloot maar net die status quo handhaaf nie. Dis nie vir 'n kerk wat bloot maar net in die veiligheid van ons gemaksone bly nie. Hierdie belofte geld vir 'n kerk wat uit ons gemaksone, ons veilige gemaksone uitkom, wat uit die status quo uitbreek, gehoorsaam word aan Jesus en uitgaan in die wêreld in en onsself sodoende blootstel aan risiko's en gevare en vervolging en lyding. Vir so 'n kerk, vir sulke mense, sê Jesus, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat beteken dit as Jesus vir ons sê, hy is by ons? Ons kry 'n baie goeie beeld van wat dit beteken in Jesaja hoofstuk 43. En ek lees vir ons vers 2 en vers 5. Die woord sê hier, of die Here praat hier met Israel en sê, as jy deur die water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Vers 5, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Die konteks van hierdie gedeelte, van hierdie hoofstuk 43, is die Here God, wat sy volk uit al die nasies van die wêreld gaan haal en hulle saambring. En in vers 10 sê hy, julle is my getuies. Dis ons werk. Ons is getuies van Jesus se opstanding. Ons is getuies dat alle mag in die hemel en op die aarde aan hom gegee is. Ons is getuies daarvan dat hy die koning is. Dit is wat ons hierdie wêreld indra. Dis ons sending. En terwyl ons hierdie sendingopdrag uitvoer en ons blootgestel word aan gevare, het ons hierdie belofte van Jesus. Moenie bang wees nie, want kyk, ek is met jou. Hierdie is nie 'n belofte
vir 'n kerk wat heerlik gemaklik in ons gemaksone sit nie. Ons het nie 'n belofte. As ons 'n kerk is wat die status quo handhaaf, wat in ons gemaksone sit, het ons nie so 'n belofte nodig. Want ons is veilig. Ons is veilig. Ons het nie 'n belofte nodig wat die Here van ons sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou nie. Maar dis wanneer ons uitbeweeg, dis wanneer ons die tree buitekant die grense van die kerk gee, wanneer ons die openbare arena betree, die huise, die werksplekke, die markplein betree, en ons blootgestel word aan gevaar, wat hierdie belofte van Jesus vir ons begin geld. Kyk, ek is met jou, en omdat ek met jou is, hoef jy nie bang te wees nie. En is 'n kerk wat uitstap en beweeg in die naam van Jesus, wat agterkom, maar hy is inderdaad met ons, ook in sy wonderwerkende krag. En dit is die getuienis van die ware kerk van die Here, deur die eeue heen, soos wat ons gehoorsaam word aan sy sending opdrag, ervaar ons, maar hy is Immanuel, hy is met ons, en ons hoef nie bang te wees nie. Al moet ons deur diep waters gaan, diep riviere, al moet ons deur die vuur gaan, ons hoef nie bang te wees nie, want hy is met ons. Amen.